Welkom terug, ons kuier nog te heerlik saam met Arno Karstens vanmôre by die Goeiemôre Good Morning Ateljee. En soos jy nou gesê het, jy doen daarom nog so nou en dan, jy weet, 'n gig en 'n performance en dit, jy skryf nog al die pad, maar dan die kindsinnigheid het ook nie gelos nie met die skilder en die verf dinge wat jy doen. Yes, so ek het altyd gedog ek gaan 'n skilderkunstenaar raak. Toe sê my ouers my nee, jy moet grafies studie. Gestudie ek dit, toe dop ek dit want ek was te morsig. Toe het ek die nude girls ontdek, soos alle jong mans. En toe die wiel gedraai, en toe het ek maar later weer begin verf. Ek dink so 2 of 3 jaar voor COVID geslaan het ek begin ernstig verf. En gelukkig was my timing korrek. Ja. Toe die COVID lockdown strike, toe kon ek dan so 'n bietjie geld maak uit my paintings uit. Ja. En dan wat inspireer jou? Of is dit maar net hoe jy voel, hoe jy 'n ding beleef en Man, ek dink ek is 'n closet fashion designer. Ek hou altyd van magazines, as al jare doen, kyk jy al die fashion magazines. En deesdae kry jy nie meer magazines nie, maar jy kry nou daai foto's op sosiale media. So ek download die foto's as ek hou van 'n foto en dan sal ek foto's meng of whatever om dan van daar af te vat om paintings te maak. Of ek vat goed soos daar's 'n vrou toe die Rusland vir Ukraine geval het. Toe vat 'n vrou mens haar 2 katte en haar hondjie en toe waai sy met haar tasse. Ja. Die foto daarvan. So ek probeer history ook bietjie vasvang in paintings. en hoeveel formele uitstallings het jy nou al gehad? Ek doen nie formele uitstallings nie want ek het 'n ander ding. Ek doen 'n music show. So ek doen 'n music show en 'n kunsuitstalling in een. So ons open die aand en dan ek was 'n ander dag hier by die Atterbury Theater het ons dit gedoen. Dan in die portaal is dit al die paintings op en dan later dan in die aand is 'n showtjie. Ja. So dis 'n bietjie van 'n ander experience, maar ek wil nog actually begin werk met regte kunsgalerye. Maar vir nou is jy happy. Dis daai omgewing waarmee jy jouself besig hou is. Ons verkoop op sosiale media, Instagram, Facebook of whatever verkoop ek my paintings. Ja. Maar jou vrou het ook 'n kunsinnigheid daarna. Sy nie 'n interieur decorator of waar sit ek nou die pot heeltemal mis? Nee, kyk ons het maar huise geflip oor die jare. So ek het al gedink sy moet actually 'n interior designer wees, maar sy's baie into die crypto wêreld. Sy het haar eie YouTube program en goeters wat hulle praat met mense reg oor die wêreld. Crypto is nog nie so groot as Suid-Afrika nie, maar 'n naam wat al meer gehoor word. En ek kan vir jou sê dit is 'n taal wat daai mense praat wat ek nie verstaan nie. So, maar I think it is stadig maar seker begin, dit is 'n nuwe tegnologie en goeders wat kom na ons land toe. So, hoe het jy nog altyd gevoel as jy 'n produksie aangevat het nou en jou ook as kunstenaar saam met of sonder die Springbok Nude Girls? Produksie was belangrik goeders en eventually as jy by die musiekvideo moes uitkom, hoe belangrik was dit vir jou om seker te maak dat daai en die musiek dan alles bymekaar uitkom in die storie wat jy wil? Dis 'n goeie vraag want veral in die 90s het ons terrible video's gemaak. Ons almal Jesus, dit is verskriklike. Ek het gekringe. Maar in elk geval, ons het daai video's gemaak en dit het my meeste van die tyd van die musiek afgesit. So jy moet soos kunstenaars, ons moet video's maak partykeer vir ons musiek. Ja. Maar partykeer jy moet besop want dit kan mense afsit van jou musiek af. So ek sê maar net daar. Maar die groot ding is deesdae toe kom daar die MK. Wat in the next generation. Yes, en toe ewe skielik het Suid-Afrika incredible musiekvideo's. En toe het dit nou gestop, maar die groot ding is regtig musiekvideo's speel 'n groot rol. Dit kan jou soos vir die antwoord, it made them. Ja, absolutely. Ek Fransja van Coca-Cola, almal het great video's, maar dis van daai MK daar af. Maar ek dink ons generation van die 90s, wat ons gedoen het is ek en Huise Burger van Battery 9 het video's geskiet. Wat ons dan doen is ons skiet dit op 'n Betamax. Dan speel ons dit oor die TV en toe get 'n grain wat lyk soos film, skiet ons dit weer van die TV af. Want dan lyk dit reg like en dan so het ons video's gemaak. In 'n sekere mate was jy ook nogal, jy weet, bietjie uit die boks uit gedink en dit het dit ook anders te gemaak wat dit aanbetref. Ja. As dit nou kom tussen die verskil vir Afrikaans skryf en Engels skryf, vind jy 'n verskil? Is dit weer maklik in beide? Dis vir my makliker in Engels om te skryf, want Engels is 'n baie melodiese taal. Jy kan 'n geluid maak en terwyl jy die geluid maak, kan jy die woord vorm, wat jy nog eers weet wat die woord gaan wees nie. Maar in Afrikaans is dit heeltemal anders. Ek vind in Afrikaans moet ek eers skryf ek baie keer begin ek met die woorde
Ek vind in Afrikaans kan jy nie gelykies maak en woordjies opmaak soos jy gaan nie. ek dink dis 'n baie meer direkte taal, dit het baie meer karakter. Vir my is dit man, ek hou van goeie lyrics. Lekker. So ek hou van Afrikaans skryf, maar dit is 'n ander proses. But once you get it, en dit is 'n incredible ervaring. Dit is anderste en dit is baie lekker. Is daar enige gigs waarna ons kan uitsien? Is daar wat is op die plan? Wat is op die dagboek? Wat gebeur? Net gou terug na die ander. Ek wil ook sê, as jy Afrikaans is en jy sing Afrikaans, sing jy baie gemakliker. Ook waar, natuurlik. Ook waar. Maar anyway, kom ons gaan aan. So jy sê, wanneer gaan ek op toer? Ons gaan nou op toer. Ja, wat gebeur? Al die kunstenaars gaan nou op toer deur die hele land. Ons almal gaan op die Ooskus. Because it's happy hunting season. As vir daai mense wat single is, wil ek net sê, happy hunting season and have a good time. So, ons sien almal op die kus, vir die hele Ooskus en bietjie van die Weskus, en ons almal gaan Kersfees en nice. Jy weet, dis holiday season coming up. My vriend, dit was nou, ek wil eintlik sê, verskriklik met 'n M. Lekker dat jy hier kom kuier dit vanmôre. Dit was baie nice en ek hoop ons sien mekaar sommer gou weer en thanks for popping in. Baie dankie en thanks for having me en 'n lekker holiday en alles vir the season vir al die mense wat kom. There we go. Dit was goeiemôre, good morning wat hierdie oggend aanbetref. Kyk gerus uit vir die herhalings. Gaan volg ons ook op die YouTube kanaal en al die sosiale media platforms van my en die res van die span. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit ophou droom nie. Lekker dag.